Welkom by ons sessie oor prysbesluite. Vandag bespreek ons die 3 tipes elastisiteit van vraag en hul belangrikheid in bemarking. Om te verstaan hoe verbruikers op veranderinge reageer is noodsaaklik vir sukses. Elastisiteit meet die reaksie van die hoeveelheid wat gevra word op veranderinge in prys, inkomste of ander faktore. Die eerste tipe is pryselastisiteit van vraag. Dit meet hoeveel die hoeveelheid gevra verander in reaksie op 'n prysverandering. Elastiese vraag vind plaas wanneer 'n klein prysstyging lei tot 'n groot afname in die hoeveelheid wat gevra word. Dit gebeur dikwels met goedere wat noue plaasvervangers het. Onelastiese vraag is wanneer 'n prysstyging min impak op die hoeveelheid gevra het. Dit is algemeen vir noodsaaklikhede of goedere met beperkte plaasvervangers. Eenheidselastiese vraag, in seldsame gevalle lei 'n 1% verandering in prys tot 'n presies gelyke 1% verandering in hoeveelheid gevra. Dit word eenheidselastiese vraag genoem. Inkomste-elastisiteit van vraag meet hoe die hoeveelheid gevra verander met verbruikersinkomste. Normale goedere sien verhoogde vraag na mate inkomste styg, terwyl minderwaardige goedere afname in vraag sien. Neutrale goedere, veranderinge in inkomste het min impak op die hoeveelheid wat vir neutrale goedere gevra word. Kruiselastisiteit van vraag meet hoe die hoeveelheid wat vir een goed gevra word, verander in reaksie op 'n prysverandering van 'n verwante goed. Dit is relevant vir plaasvervangers en komplementêre goedere. Deur die verskillende tipes elastisiteit van vraag te verstaan, kan bemarkers ingeligte besluite neem oor pryse, produkontwikkeling en bemarkingsstrategieë. Om te oorweeg hoe verbruikers reageer op prysveranderinge, inkomsteskommelings en die beskikbaarheid van plaasvervangers is noodsaaklik vir die maksimalisering van verkope en die bereiking van bemarkingsdoelwitte. Dankie dat jy by hierdie sessie aangesluit het.